vriende, ek glo in my hart, en die van u wat vanmôre in ons gemeente is, die wat ook kyk na ons uitsending. Vanmôre voordat ek begin preek, wil ek jy moet vir 'n oomblik saam met my net na die Here kyk en fokus. Vader, ek kom nou, en in die naam van Jesus, spreek ek die gees van armoede aan. Ek bestraf die werk van Mammon, en ek spreek oor u kinders 'n woord van bevryding. You are the chain breaker. Ek bring u woord vanmôre teen generasies wat armoedig was in die fisiese. Ek sny dit af, Here. Ek kom en ek sny die kettinge van skuld af in die naam van die Here. En ons bring vanmôre u woord wat 'n lig en 'n lamp is om ons te help om te lewe waar God wil hê ons moet lewe. En almal wat dit glo sê amen. Amen. Deur die genade van die Here en beginsels van die woord van die Here, kan ek en Welma vanmôre terugkyk oor ons gemeentes. In die AGS sedert 1990. 2 jaar voor dit in die Volle Evangelie Kerk. En elke gemeente en hoor my, deur die genade van die Here, waar ek en Welma betrokke was skuldvry, het beweeg in seën, en ons was deur moeilike tye, hoor. Dit was klein gemeentetjies. Maar op die platteland, in 'n stadsgemeente in Port Elizabeth, vanmôre in Lydenburg, het ons gesien dat God finansies kan release. God kan seën. En ons het nie die gemeente so geërf nie, hoor. Ons spot maar altyd so die pastore onder mekaar. As jy nou 'n nuwe gemeente kry, wat se erfsonde kry jy? Wat se surprises kry jy 3 weke nadat jy ingetrek het? Nou kan jy nie weghardloop nie. Nou moet jy leef met dit, né? Daarom, as ek vanmôre met u begin praat, wil ek hê u moet u gemoed oopmaak. Nou ek weet, die oomblik as 'n pastoor sê hy gaan praat oor finansies, dan manifesteer dit. Wow, hierdie kerk is nou net weer oor finansies. Kan ek jou vanmôre vra, is jy skuldvry? Het jy geen skuld teen jou naam nie? Maar Jesus het dan gesê vir sy kerk, ek het gekom dat julle lewe en dit in oorvloed kan hê. Die vyand kom en hy maak ons vas finansiëel. Want hy weet, geld is alles. Nie die belangrikste nie, maar alles. God is die belangrikste. Maar God is nie arm nie. Jesus was nie arm nie. Dit was nooit sy plan dat ek en jy en gemeentes moet toemaak. Daar was nou 'n debat oor hoekom kerke verkoop word aan die moslemse goeders. Weet jy hoekom? Want hulle is in skuld. Die kerke versmag en versink in skuld. En daar's niemand wat opstaan en sê, gee terug nie. Nou dit is so. Dit is so. As jy begin in die kerkewêreld kyk, kry jy die ouens wat die extreme prosperity verkondig. En dit is ook ongebalanseerd. Dit is so. Ek 3 stryd om hoef nie 'n Learjet of 'n Cessna te hê nie.
Ek hoef nie. Vir geen rede nie. Dan is daar kerke wat glad nie oor geld praat nie. En hulle sit met die oortrokke fasiliteite en dis hulle wat sê, jy so arm soos 'n kerkmuis. Want almal by die kerk, en baie keer het mense gesê, jy weet, armoede is amper net soos heiligheid. Jare terug, maar dis maar 'n grapie, het hulle Sondag by die kerkraad in die bidkamer gebid, en dan het hulle gesê, Lord, you keep him humble, we'll keep him poor. Dis 'n aanklag, eintlik is 'n grappie, hoor. Ons gun mekaar almal die son. Ek gun jou dit. Maar daar's beginsels. En finansies krap om. Weet jy hoeveel huwelike is op die rotse oor niks anders behalwe finansies nie? Of te veel of te min. Finansies het 'n houvas gekry. Ek het dit laasweek gesê. Die enigste keer waar Jesus in sy hele bediening 'n demoon by die naam noem, is wanneer hy vir jou sê, pas op vir Mammon. Verder noem hy nie 'n duiwel by die naam nie. Pas op, want Mammon is die liefde vir rykdom. En kan ek dit vanmôre vir u sê, en ek sê dit in liefde vanmôre, alles wat ek doen vanmôre is in liefde, al klink dit dalk vir jou hart. Die mense wat baie keer die grootste probleem het in hierdie area is arme mense. Want weet jy wat, ek weet wat dit is. Ek weet wat dit is. As ek nie kan instap en vir my 'n paar skoene gaan koop nie. Ek weet wat dit is. As ek nie kan instap en vir my 'n moderne baadjie kan gaan koop nie. En nou word dit by mense 'n issue. En hulle raak bitter. En dan word finansies die beheer. Tussen jou en jou kinders, tussen jou en jou man en jou vrou en wie ook al en jou wie ook al waar. En nou kom die vyand. En hy het 'n ding gedoen en hy het ons skuld geleer maak. En die geld wat jy kry is nie joune nie. Want jy het te min. En Absa en wie staan eerste in die ry. En daarom gaan ek die volgende paar Sondae met u praat oor finansies. Nou vanmôre gaan ek fokus op 10de. Pas, laat die deur toe. Wette! Ek gaan jou vanmôre 'n paar goed van 10de leer. OK. En ek weet dit. Ek was ook daar. Die ouetjie wat die meeste met die tafels in die wiskunde klas sukkel is die laai wat bank. Hy's terug as die geskiedenis gelees word, maar as hy wiskunde. En nou moet jy vanmôre sê, Here, open my ore. Maak my gees oop. Maak my gees oop. Hoekom? Want die Here wil jou seën vanmôre. Die Here wil jou en jou kinders en jou kinders se kinders en jou kinders en hulle kinders se kinders wil hy seën, gees, siel en liggaam. Jy het 'n konferensie met 1000 mense, as hier vanmôre 'n profeet of 'n profetes was hierdie kerk vol. As ons vanmôre een van die ouens gehad het wat 'n naam het omdat hy vir siekes bid, was hierdie kerk te klein. Maar die goed wat hulle moet hoor. Daai bietjie kasterolie. Dit wil hulle nie hê nie. Want heuning is lekker daar, jy moenie vanaand vergeet nie hoor. Kom ek begin hierso, Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus
gekruisig. En ek leef nie meer nie. Hoor nie 'n amen nie. Maar Christus, wat is Christus? Hy leef in my. En hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors en die heerskappy, sê heerskappy, is op sy skouers. Ek leef nie meer nie, maar hy leef in my. Heerskappy is op sy skouers. Hy's die ene wat vir sy disippels sê, hoor hierso, ons moet nou hierso belastinge goed betaal, ons het nie, moet nou nie worry nie, gaan af, jy gaan 'n vis kry op die strand, kyk in sy bek, daar's genoeg geld. God has 1,000 ways. En Jesus is nie bang vir finansies nie. Tik het gou af, Jesus was nie arm nie. Hy het 'n tesourier gehad, hy het hulle vooruitgestuur en kontant betaal as hy die boefretrek hier. Daai boefretrek wat hulle gehuur het vandag is so goed soos een van jou top hotelle. Iemand het 'n beursie gedra, as hulle gaan rus, het hy en sy disippels Kapernaum toe gegaan. Dis so goed so Seepunt. Jy kan in Aberdeen ook gaan vakansie hou vir baie goedkoper. Ja, hy het nie dat geld hom beheer nie. Hy het nie geld geflash nie. En daar was tye wanneer hulle gepreek het en die disippels hom gesê het, hoorie, hier's 'n klomp mense, maar ons het nie kos nie. Is bloot omdat hulle 8 of 9 myl buite die dorp was. Maar nou hoor nou, hy leef in my. En wat ek nou in die vleeslewe, sê 'n bietjie in die vleeslewe, leef ek deur die geloof. So, ek lewe nie meer nie. As hierdie beginsels in jou lewe en gesin moet werk, moet jy sorg dat jy gekruisig is saam met Christus, sodat jy nie meer lewe nie, want jy gaan jou somme maak en dit gaan nie werk nie, maar die Here maak nie somme nie, hy maak 'n weg. Hy vas en bid nie, hy sê, man, ek is besig, gaan net af strand toe, daar gaan 'n vis lê in sy bek. Het hy dit ooit weer gedoen? Nie na Kwena toe ry en gaan kyk of daar 'n vis lê en wat sin sy. Iemand se kooi langs jou buurman se kooi uit die dam uitruk nie. We serve a creative God. We serve a God that can never fail. Ons het dit nou gesing. So, nou, jy moet besef vanmôre, jy moet gekruisig wees, jou eie ek. En Christus moet in jou lewe, sodat soos wat hy gedink en sê het, jy ook doen. Vergeet jou eie opinie. En die ander ou wat jou raad gee, en die TikTok predikant, wat in jou oorfluister of op Facebook, want u woord is 'n lig en 'n lamp. En nou dit wat ek nou in hierdie vleeslewe leef, ek deur die geloof. In die jaar 2000, het ek nie 'n gemeente gehad nie, ek het in die geloof voltyds geleef, ek het deur die land beweeg en op baie plekke gaan preek en bedien, my vrou en my kinders. Ons het uit 'n gemeente uit bedank op daai stadium Port Elizabeth. Ons is later terug, maar ek het die Here het gesê, doen dit. Toe bedank ek die gemeente en ek vat my huis en my gesin en ons trek Pretoria toe, van PE af. Ek betaal my eie trek. 'n jaar later toe trek ek terug, toe die trek lorry stop, toe sê hulle, "O nee, ons ken hierdie ou se goed, ons weet die helfte van jou bokste staan nou nog in bokste." Maar toe ek trek, toe sê ek gaan nie die vrou wat vir ons werk in die huis,
laat loop nie. Ek gaan nie my mediese fonds prys gee nie. Alles wat ek gehad het toe ek in 'n gemeente was, plus nog, gaan die Here voorsien. En ek het op daai stadium in 'n plek in Port Elizabeth gebly, Young Park. Daar is nie huise van miljoene rande nie. En toe ek Pretoria toe trek, toe gaan bly ek in Welma, in Magalies Kruin, agter die berg. 'n redelike gegoede area. En ek het 'n klomp pastore gehad wat baie keer daar by my gestop het en sê hulle, hoe doen jy dit? Wat se sideline het jy? Wat doen jy wat ons nie sien nie? Sê ek maklik. Die lewe wat ek nou leef ek in die geloof. Maar weet jy wat, Sondae-aande, terwyl ek op kansel spreek oor die land, het ek 'n vrou en 2 kinders gehad wat die koffietafel weggeskuif het en gedans en gesing het in aanbidding en in oorwinning. En weet jy wat, daar het nie miljoene ingekom nie, maar ons het elke dag geëet, my karre was op die pad, my versekering was betaal. Hoekom? Because he's a God that cannot fail, maar jy leef dit in die geloof. Hierdie lewe, hierdie wat nou kom, hierdie wat vir jou wag van vanoggend af, is 'n lewe in die geloof. In die seun van God. My geloof is nie in geld nie. My geloof is nie in wat iemand my geleer het nie. My geloof is in die seun van God. Wat my lief gehad het en homself vir my gegee het. Luister gou hier, 2 Korintiërs 8 vers 9. Jy kan dit by die huis gaan lees, ook vers 8, wat ook al. En ons kan daaroor praat. Maar Paulus skryf aan die gemeente van Korinthe en hy bring vir hulle wie Christus is en hy bring vir hulle 'n boodskap van hoop en hy sê, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, sodat ek en jy kan aan die kruis sterf en opstaan en ons dis die genade van Jesus Christus. Die genade van Jesus Christus is nie dat hy blind is vir wat ek nou al beplan om verkeerd te doen vanaand nie. Dis nie genade nie, hoor. Sy genade is dat hy jou gered het, sodat jy in geloof kan lewe. Julle ken die genade, met ander woorde, hierdie boodskap maak hy oop en hy sê, ek stuur dit vir die kerk, ek stuur dit vir die kinders van die Here, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham. Onthou dit nou, onthou dit. Jy is in Christus, het jy deel geword in die lendene van Abraham. Dat hy, alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het. Sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Dankie Jan. Dis nie wat die AGS sê of die New Age of die wie ook al nie, dis wat die Bybel sê. En ja, hy het arm geword, ja, dit niks met geld te doen, dit het met Jesus te doen, alles. Hy het sy plek in die hemel prys gegee, en hy het in die veld gaan slaap. En hy het gesê, ek het nie 'n huis nie. Met die doel, sodat jy daardeur kan hoop kry. En toe kom hulle en die meeste gesprekke wat die kerk met Jesus gehad het altyd gegaan oor geld. Die Fariseërs, die Sadduseërs, daai manne, as hulle by hom kom, het hulle hom geroer oor geld. Hoekom? Want hulle het nie, hulle is bang, hulle verloor, hulle weet nie hoe Jesus dit doen nie, hoe hy dat doen nie, hoe hy so kan, en elke keer, en nou kom hulle en hy sê hulle vir hom, betaal jy belasting aan die tempel? Betaal jy tempelbelasting? Vra hom. En hy gee toe 'n verduideliking, en hierdie versie kan jy onthou en onderstreep. Markus 12 vers 17. Toe antwoord Jesus en hy sê vir hulle,
Betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom. Jare terug het een van ons baie bekende pastore, by wie ek 'n jeugpastoor was, het ons gepraat oor hoe hoog belasting is. Toe sê die pastoor vir my, hy sê, maar weet jy, ons is teen die Bybel. Hy sê, ons moet betaal wat hom toekom, nie wat hy vra nie. Nou ja, as ons dit vandag kan doen, gaan ons almal 'n tax return hê. Want dan kom bitter min hulle toe, dink ek. Alright, kom ons lees hom weer. Toe antwoord Jesus en hy sê vir hulle, betaal die keiser wat die keiser toekom. Hier's 'n beginsel. Hier's 'n beginsel. Hallo, Jesus gee 'n beginsel. Hierdie is nie die wet van Moses of die Ou Testament nie. Hierdie ontvlugtingsteologie. Dis Ou Testament. Hey, hier's 'n paar beginsels. En dit sluit nie net tiende in nie. Ek gaan jou nou binne die volgende 5 minute gaan ek jou genuine bless. En betaal aan God wat God toekom. En hulle was verwonderd soos in wat? Wat se antwoord is hierdie? Jy sien, die oomblik as die openbaring in finansies by jou hart uitkom, gaan jy ook verwonderd wees. Maar nou ja, kom ek sê gou hierdie 3 sinnetjies. Finansies, het ek laasweek vir jou gesê, is totaal jou keuse, dis privaat. God gaan jou nie dwing nie. As jy nie die revelation het, en die geloof het, en die lewe in Christus nie, stay as you are. Maar ek kan vanmôre vir jou sê, ek kan vir jou besig hou met finansiële getuienisse, dat God is 'n waarmaker van sy woord. Finansies is jou privaat saak, maar iemand moet jou leer. Iemand moet jou konfronteer met die Bybelse waarhede waar ons met mekaar stap en waar ek vanmôre bedien ek nie uit 'n bedelaarsmentaliteit uit nie. Ek bedien vanmôre op hierdie kansel nie uit vrees nie. Ek bedien vanmôre in die krag van die woord, in 'n apostoliese autoriteit en gesag in jou lewe. Ek spreek in jou lewe in. Maar jy gaan kies. Nie vanmôre nie, jy gaan van vandag af elke dag kies. En vir die volgende paar weke gaan jy luister en verwonderd word. Luister baie mooi, hier is die tweede ding wat jy moet onthou. Eerste een, finansies is privaat. Tweede, finansies in die koninkryk gaan oor beginsels wat gelê is in verhouding. My verhouding met God maak die beginsel of lewend of nul. Nie jou verhouding met die pastoor nie, nie jou verhouding met die kerk nie. Ek het dit gekry. Ek het gekry dat iemand vir my sê, weet jy wat? Jy praat so en jy maak so of. Jy moet onthou, ek het daai klavier vir die kerk geskenk. Wel, ek kom die middag, sê ek, waar is jou bakkie? Wat bedoel jy? Ek sê, daai klavier staan op die sypaadjie. Jy moet hom gaan haal, of hulle gaan hom steel vanaand. Ja, simpel man, dis die kerk sin. Ek sê, nee, is joune. Hy staan net in die kerk. Want daar was nie verhouding nie. As jy iets gee omdat jy 'n houvas wil kry op God, los dit. Jy betaal nie tiende omdat jy God in 'n blik gaan druk nie. Jy gaan nie finansiële seën kry omdat hy jou skuld nie. Hy's geen mense skuldenaar nie. Hy besluit om jou te seën en as hy besluit kan niks dit stop nie, maar die beginsels werk op verhouding. Ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. Jy kan vanmôre kies wat jy wil, maar ek sê vir jou,
Toe my dogter sê sy het gaan trou met Wikus, het ek haar geen opsie gegee nie. Jou van sal van der Westhuizen wees, want julle sal een word. Jy sal nie Sherilyn van der Westhuizen Strydom wees nie, want dan gaan jy nie 'n paspoort hê wat jou naam nommer 1 kan hou nie. Nommer 2, jy verloor jou Strydom identiteit om iets nuuts te kry. Finansies in die koninkryk vra verhouding. Nee, kom ook nie hierso en gooi daai $1 miljoen neer nie. Want verhouding word bepaal deur attitude. Ek stap nie by die huis in en sê, hoekom was daar nie kos nie? Ek stap in en ek sê, jy was ook besig, kan ek help dat ons iets kry om te eet? Attitude. Want daai, hoekom is daar nie kos nie, gaan 'n paar ander goed release. Attitude. Attitude. Verhouding. Alright. Dan, die laaste ene hier, dan gaan ek gou hier 'n dingetjie iets anders te vir jou wys. Kry hom gereed, moet hom nie opsit dadelik nie. Ek gaan net gou oor na iets anders toe. Dan gaan ons spoed vat. Koninkryk finansies sien 4 goed. OK, sit hom maar op. Sit hom op. Kan ek Velma, sit net gou daai agterste lig af. Sit gou daai ding op. Die koninkryk sien finansies in 4 gebiede. Hoor my. Jy gaan dit dalk sien nou verstaan nie. Kyk gou vir 'n oomblik. Ek hoop hy sigbaar daarso. Kan jy hom nou beter sien? Vir 'n oomblik. Nommer 1, in die koninkryk bly daar wel, maar ek gaan hom nou afsit. 10de. Tweede ding, eie versorging. My groceries. My 3de kar en my 4de strandhuis. Derdens, offerhande. 4dens, saad. Jy het gedog, ek gaan net oor 10de praat. Jy het 'n verseker groot surprise. Jy sukkel nog om jou 10de te betaal, nou daar's ander 3 goed. Kom ek wys jou gou. Nou nie by julle nie. Nie in Leidenburg nie. Maar meeste mense betaal nie 10de nie. 95% van hulle inkomste is net op hulle eie versorging. Ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. En net om my gewete te sis, kom gee ek 'n offerhande elke Sondag. En jy moet pas op dat jou huisgenoot nie duurder is as jou offerhande per week nie. Sorry, ek gaan so 'n bietjie net dalk hier en daar mense raaktrap. Jy gaan eet by 'n restaurant met vir 3-4 mense en dit kos jou 1500. By jou offerhande. So met ander woorde, die meeste mense kom nooit eers by saad uit nie. En baie mense verwar 10de met saad. Ek gaan oor al hierdie goed praat soos wat die tyd kom en jy kan my maar na die tyd kom vra, ek sal dit volgende week antwoord. I've been there, done that. En hier's nuwe revelation ook. So, onthou, 10de eie versorging, offerhande en saad. Volgende week gaan ons terug hiernatoe, gaan ek 'n paar ander permutasies vir jou op die skerm wys. Dankie wel, maar jy kan aansit. Kom ons gaan terug na die Bybel toe. 10de. Ek gaan vanmôre nou praat oor 10de. Is dit alright? Jy moet nou mooi luister, want jy gaan nou 'n paar goeters hoor. Ek praat oor 10de, blaai saam met my. Waarna toe? Nie Genesis nie, nie Numeri nie. Ons is 'n Nuwe Testamentiese kerk. Ek praat met jou uit Hebreërs 7. Oor 10de. Maar dis 'n wettiese ding. Dis Ou Testament, ja. Dis hoekom jy Sabbat hou en al hierdie Yeshua en al daai goedjies probeer doen.
Want jy wil mense beïndruk, maar as ons dan praat oor 10de, dan sal hulle gou nee, maar eintlik, ons is nie onder die wet nie. Dan moet jy lankal Sabbat opgegee het. Alright, ek was nou snaaks. Hebreërs 7 vers 1. Paulus skryf aan die gemeente van Hebreërs en hy verduidelik iets wat gebeur het. Hy verduidelik wat gebeur het in Genesis met Abraham se ontmoeting met God. Maar hy plaas dit in 'n verduideliking aan 'n Nuwe Testamentiese kerk. Jy gaan nou 'n paar goed vanmôre hoor. Alraai, kom ons maak gou. Want hierdie Melchisedek was koning van Salem. Julle onthou wie's Melchisedek, nê? Nee. Abraham het 'n oproep gekry. Hy het nie geweet werklik wie's dit nie, maar toe hy by die boom kom waar hy bestel was, met ander woorde gehoorsaam verhouding. Toe kom daar 'n man na hom toe aangestap en onmiddellik weet hy, hierdie ou is die koning van Salem, koning van vrede. Salem beteken vrede, Jerusalem, ewige vrede. Gaza gaan nie Jerusalem ontroon nie. Niks gaan hom ontroon nie. Hy was die koning van vrede, 'n priester van God, die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gekom het by sy terugkeer toe hy die konings verslaan het, en hy het hom geseën. Luister mooi, Nuwe Testament. Abraham kom uit 'n geveg met 'n klomp konings en hy wen hulle en hy vat alles wat hulle besit het as byt en hy trek terug en toe hy op pad terug is, luister, God werk met wenners. Daarom neem die volle wapenrusting op. Jy's nie 'n verloorder nie. Kry jou identiteit reg. Jy's 'n wenner. You are more than a conqueror. I can do all things. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. En Abraham is op pad terug. Abraham het nou nog nie 'n ontmoeting met God gehad nie. Abraham is nou net 'n groot ryk man, sterk, en hy het 'n groot weermag en hy wen en hy trek en hy bly in die land van die Galdeërs. Hy's 'n bekende man. En toe ontmoet God hom. Vers 2. Aan wie Abraham ook 'n tiende van alles gegee het. Daar was nog nie 'n wet nie. Daar was nog nie 'n kerk setup nie. Hier's 'n ontmoeting. Maar jy moet dit gaan lees in Genesis. Toe hulle by mekaar kom, luister mooi, in Genesis. Moses is eers gebore in Exodus, hier op die einde amper, man. So, daar was nog nie wette of niks nie. Maar toe hierdie man aankom, toe besef hierdie oorwinnende koning, hier's 'n koning, maar hy's die koning van vrede, jy fight hom nie, jy buig voor hom in verhouding. En toe betaal Abraham aan hom daar 'n tiende van alles. En jy moet dit gaan lees in Genesis, toe hulle daar dit doen, toe ontvang God deur hierdie priester, en ek sê dit vandag nog, dit was Christus wat daar by hom was, Jesus, en hy ontvang die tiende, want Abraham het toe nie gegaan en by die Abraham Kriel en by die hoërskool en by die sopkombuis gaan tiende betaal nie, hy het dit aan die voete van die priester van Melchisedek gelê, en toe hy dit doen, toe kom die priester en hy bring twee goed. Wat was dit? Brood en wyn. Wat is brood en wyn? Dis die profetiese verwysing na die tafel van die Here. In Genesis, nog voordat Moses gebore is, sit Jesus saam met Abraham en hulle deel nagmaal. Covenant. Verbond. Jy sien dan,
dis waar die verbondsverhouding begin. Nie met wat jy doen nie, maar wat jy in gehoorsaamheid gee. Want gehoorsaamheid is beter as offergawes. Dit sê hy. Goed. Vers 4, kom ons gaan vers 4 toe. Let nou op hoe groot hierdie man was. Kyk hoe groot was Abraham, sê Paulus. Aan wie selfs oor die, ekskuus, nee, ek het hom nou verkeerd. Hierdie man, kyk hoe groot was hierdie man, hierdie priester van Melchisedek, dat selfs Abraham, wat 'n onstuitbare leier was, die aartsvader 'n tiende selfs van die byt aan hom gegee. Waarop moet ek tiende betaal? Waarop wil jy geseën word? Ekskuus as ek reguit ry. Vers 5, hierdie is belangrik hoor. Nou het hulle wat uit die seuns van Levi die priesterskap ontvang het, nou is ons terug by die wet. Paulus gaan haal die twee en hy sit hulle nou langs mekaar. Daar was nie 'n wet nie. Hy het dit aan die voete van die priester van Melchisedek gelê. Hy sê, nou kom hy sê, en toe gebeur die wet en ja, uit die seuns uit die stam, die priesters uit die stam van Levi, wel 'n gebod, hulle het 'n gebod gemaak. Abraham is in 'n verbond, hulle maak 'n reël. En as jy 'n reël maak, gaan mense ombreek. As jy die 60 bordjie hierbo afhaal, gaan almal wonder hoekom in 60 ry. Sit die 60 bordjie op, as sê hulle kom ons ry 120. Jy my nie glo nie, kom sit hier op die muurtjie 2 uur in die oggend, dan sien jy wie stop en wie nie. Hulle het toe 'n gebod gemaak, volgens die wet, om van die volk tiendes te neem. Dit is van hulle broers, of skoon hulle uit die lendene van Abraham voortgekom het. Hoor nou mooi wat ek jou sê, ek het nou gebid ook oor jou. Want hierdie Lewiete het ook uit die lendene van Abraham gekom. En God het hulle aangestel deur die wet en deur alles. Hulle is nou die priesters, hulle het die reg om tiende te vra en te in by hulle broers. Hoekom? Want hulle is in dieselfde lineage as Abraham. Almal betaal tiende, maar nou is daar 'n orde, nou bring hulle dit na die priesters, na die tempel toe, of die priesters gaan haal dit en bring dit. En daar was 'n reël dat die priesters het uit dit uitgeëet en uit dit uitgeleef en alles. Dit was daardie tyd. Maar hoor nou verder. Wat jy moet hoor is, daar was steeds tiende betaal en hulle was geconnect met Abraham deur die bloedlyn. Vers 6. Maar hy wat nie uit hulle sy geslagsregister aflei nie, het van Abraham tiendes geneem. Jy sien Melchisedek kom nie uit Abraham nie. Hy's verhewe. Hy's ook nie uit die bloedlyn van Levi. Maar in Christus het ek en jy 'n bloedlyn wat my terugvat Abraham toe, deur Christus. Hy wat die tiende ontvang het, word nou die een by wie ek dit neersit. Levi, hulle kon dit nie na Christus toe vat nie, want hulle het dit nog nie verstaan nie, hy was nog nie geopenbaar nie, maar ek en jy weet, deur geloof, ek is gekruisig saam met Christus, ek lewe in die geloof, en nou, omdat ek die tiende na hom toe bring in die geloof, het ek 'n lendene verbintenis selfs met Abraham. Maar hoor wat sê hy? Wat uit hulle geslagsregister nie afgelei is nie, het van Abraham tiendes geneem en die besitter, dis wat ek wil sê, en die besitter van die beloftes is geseën. Het jy belofte? Het jy belofte?
Hy wil die besitter van die belofte seën. Abraham het toe nog nie 'n belofte gehad nie, hoor. Toe hy die 10de betaal het. Leef julle het beloftes gehad, ek en jy het beloftes. Maar, kyk wat sê vers 7. Nou word sonder enige teespraak die mindere deur die meerdere geseën. Twee goed. Wanneer ek in hierdie goed begin beweeg na God toe, met God toe, kan ek vanmôre seker wees, daar sal geen teespraak wees nie. Die duiwel het nie 'n sê in hierdie saak nie, want dis nou tussen my en God, tussen my en die priester, tussen my en Melchisedek. Hoe? Deurdat ek in Christus deel is van die Abrahamitiese beloftes en nou kan niks my skei. En hy, Christus, staan gereed om my te seën. Want ek moet die beloftes in besit neem. Hoe baie mense het beloftes in hulle dagboeke, maar hulle neem dit nooit in besit nie. Hier is 'n nuwe seisoen. Jy moenie vanaand mis nie, hoor. Vanaand is 'n nuwe seisoen. Hoor my. Vers 8. En hier neem welsterflike mense tiendes. Jy betaal dit in die bankrekening van 'n kerk. Jy betaal dit by 'n struktuur in. Maar daar, een van wie getuig word, dat hy lewe. Dis hier profeteer hy al. En hier sê Paulus, terugwerkend, hy sê, julle gaan die offergawe en die 10de aan die voete van die apostels neersit. Dis wat hulle daar gedoen het. Hy sê, maar ek sê vir julle, deurdat julle dit doen, ontvang hy wat gesterf het maar lewe, daai offer, daai 10de, daai finansies. Jy sien, nou kry die sinnetjie wat sê, give when you give as unto the Lord. Nuwe betekenis. Jy kom bless nie die AGS nie, jy kom lê dit aan die voete van God neer, deur 'n kanaal, sodat daar spys kan wees, maar eintlik maak jy die deur oop, want jy sit dit aan die voete van iemand wat lewe, wat die vermoë het om die belofte wat oor jou is, in werking te kry, sonder dat jy hoef te worry, vrees vir teenspraak. Vers 9. En om so te sê, het ook Levi, daar in die Ou Testament, wat 10de ontvang, deur Abraham, 10des gegee. So elke keer as ek 10de betaal, herinner dit God aan die ontmoeting met Abraham. En ek sal jou 'n nasie maak. En jou naam so groot maak. Elke keer wanneer ek 10des bring, of dit nou deur Levi is en of dit nou hoe is, as ek gehoorsaam is aan hierdie 10de, onthou vanmôre praat ons nou bloot net 10de. Dan is dit so goed soos Abraham gee dit vir God. Hebreërs 17, nou gaan ek klaarmaak hier. Want hy was nog in die lendene van sy vader, toe Melchisedek hom tegemoet gegaan het. Levi was nog in Abraham, in sy lendene, hy was nog net 'n stoute gedagte in die kop van Abraham. Maar hy was reeds geseën. Want dis 'n generational blessing. In 1,000 generations. En as jy aan Christus behoort, dan is jy die nageslag in die lendene van hom wat onder daai boom gesit het, 10de gegee het.
nagmaal gebruik het en die belofte gehoor het. Ek hoop dit maak sin. Jy moet hom maar weer luister. My tweede voorbeeld, Jakob. Wie van julle weet dat Jakob is ook 'n tiende betaler? Hallo, Jakob was ook voor Moses. Is ek verkeerd? Moses was nog nie daar nie. Jakob. Wat het gebeur? Onthou, ek het nou vir jou gesê, dis verhouding, dis by mekaar uitkom, en dit is eer God. Genesis 14:20. Ja, ekskuus, dis nog Abraham, ek gaan hom net gou lees. 14:20. En geseënd is God, dis wat hy sê. Toe hy die 10de bring het, hy dit net neergegooi en gesê, ek kon gedoen het met daai miljoen, maar alright, kom ek gee dit nou maar, want Melchisedek is hier nie. Hy het aangekom en gesê, geseënd is God, die Allerhoogste, kyk sy attitude. Maak 'n kennisgewing. Attitude. Laat ek net betaal, voordat pastoor nou weer daai postertjie stuur. Geseënd is God die Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het. En toe gee hy hom 'n tiende van alles. Want hy het gesien, my vyande is in my hand. Jy weet mos jy's verlos. Jy weet mos jy's gered. Nie deur silwer of goud nie, maar deur die bloed van Jesus. Jakob, Genesis 28:22. Jakob het opgevlieg die oggend, uit die droom gehad die nag, en hy vlieg op, en hy sê, maak het, onthou bietjie, ek is nie klaar met offerandes nie, of met altare nie, hoor, ons is op pad terug. Hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees. Hy sit een klip daarop en hy sê, hierdie is 'n huis van God. Jy verstaan dit nie. Jy soek 'n huis van God, moet lyk soos hierdie plek. Maar hier was 'n release, 'n manifestasie. Julle die woordskool gemis het die afgelope 8 weke, jammer, maar die wat daar was sal hierdie nou verstaan, nee. Hier is nou 'n huis van God. Hoekom? Want in daai nag was daar engele by hom. In daai nag was daar 'n woord, 'n revelation van God. Wat was die derde een? 'n geopende hemel. Daar was 'n geopende hemel. Daai 3 goed, dan is daar 'n huis van God. Huis van God sê nie, dis Voortrekker 94 en das for and no more. Daai 3 goed. Alright, hy sê, hier was 'n huis van God gewees. En van alles wat u my gee, sal ek aan u sekerlik tiendes afstaan. Hoe klink dit? Oh, shucks. Klink nie goed nie, nee. Oh wel. Kom ek druk deur. Ek is jammer hiervoor. Genjer. Ek wou eintlik, ek wou vanmôre ook fisikus bid en lekker in die dak hang en die Here se naam groot maak, maar vanmôre het ons 'n bietjie iets nodig. Maleagi 3 vers 3, Maleagi, julle ken hoofstuk 3. Hou vas. Trek jou brieke los. Maleagi is 'n profeet. Hallo? Stem jy saam? Maleagi was 'n profeet. So Maleagi, wanneer hy praat, sê hy, so spreek die Here. Hierdie is nie wette nie. Hierdie is 'n openbaringsprofesie. Die Here bestraf die volk en dan kom hierdie goed tussen dit in as deel van die herstel van 'n volk wat in ballingskap is. Nou is dit nie meer, hierdie Maleagi 3 is nie wette van Moses nie. Hierdie is 'n profetiese woord van, as jy herstel wil sien, luister hierna, vat so. Maar nou het jy al klaar die grondkonteks van die verhouding, van die connection terug na Abraham toe. Maleagi 3 vers 3. Kyk hoe mooi is hierdie.
En hy sal sit 'n smelter en 'n reiniger van silwer. En hy sal die seuns van Levi reinig. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham. En hy gaan, as julle die smelter vat, gaan daar 'n reiniging in jou ook kom. Wat jou terugbring. Hy's nie kwaad vir die seuns van Levi nie, hoor dit. En hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer kan bring. Daar is 'n klomp mense wat worship of wat 'n offer bring, maar is nie in geregtigheid nie. Malagi 3:4, kom ek gaan. Dan sal die offers van Juda, dis die lofprysers en die sangers, en Jerusalem, die stad, vir die Here weer aangenaam wees. Kyk, kom ek spaar julle vers 5, vers 6. Want ek, die Here, het nie verander nie. Die ene wat by Abraham onder die boom is nog net dieselfde, wat vanmôre hier in Rehoboth, daar in jou huis is. Hy het nie verander nie. Wie het verander? Want TikTok en Facebook praat meer as hierdie woord. En julle kinders van Jakob is nog nie verteer nie. Dis genade. Hallo? Sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk en dit nie onderhou nie. En nou sê die Here vanmôre, keer terug na my toe. Ek wil na julle toe terugkeer, sê die Here van die leerskare. Maar julle vra, waarin moet ons terugkeer? En nou, vers 8, nou kom maar 'n profetiese vraag. God praat deur Malagi, sê, julle vra. En ek weet, dis privaat. Maar jy weet waar jy staan vanmôre met tiende. Nie ek nie, jy weet. Mag 'n mens God beroof? Ek het baie keer vir mense gesê, weet jy wat is, vir jou eie beswil, kom steel eerder iets aan my garages wat jy by die Here steel. Want julle beroof my en julle sê, waarin het ons u beroof? Die tiendes en die offergawes. Nou noem hy al die tweede een van die 4. Tiendes en offergawes. En nou sê hy, die profeet sê dit, nie die wet nie, nie ek nie, nie die kerk nie, Malagi. Ons het nou so 'n week of 3 terug, het almal daai smelter videoetjie so oralste gestuur, onthou julle dit? Van die ou wat die silversmid is, smelter en daai, dis so mooi. Sit dit in konteks hierson nou, vers 9. Met die vloek is julle belaai. En tog beroof julle my. Pastoor, jy spreek dood. Nee. As jy skuld het, as jou budget nie klop nie, as jy nooit genoeg het nie, is daar 'n finansiële binding op jou lewe. Dit is net so. Ek sê nie almal gaan nou miljonêers wees teen Vrydag nie. Moontlik. Maar hy kan jou nie 'n miljonêr maak as hy jou nie kan vertrou nie. Ek sê dit baie. Mense sê, hoekom kan ek nie 1 miljoen, hoekom kan die Here nie vir my 1 miljoen gee nie? Sê ek, want dan sien hy jou eers weer oor 3 maande as daai miljoen klaar is. So, hy hou jou eerder nou maar op jou knie, want jou karakter kan dit nie vat nie, jy het nie die kapasiteit om 20 miljoen te hanteer nie. Dan gee jy nou maar net jou daaglikse brood en that's that. Gaan aan, môre is jy terug vir nog. Julle is beroof. Ons almal kry swaar finansiëel. Nou gooi ek gou Jesaja 42:22 hierin. Tog is dit 'n beroofde en 'n geplunderde volk. Hulle is almal gebonde in kerkers, verborge in gevangenisse. Hulle het 'n byt geword. Het jy die volgende liedjie al ooit gesing? I owe, so off to work I go. Hallo? Het jy dit al gesing? Ons het almal 'n byt geword. Jy behoort aan iemand.
Jy beter 10 ure vandag hier by my wees. Jy beter môre 12 ure op die site wees. Jy het nie vryheid nie. Jy het 'n byt geword. Maar almal is dit so, dis happy. Nee. Dis tyd dat ons weer opstaan en sê, whom the Son set free is free indeed. Nie net somewhere beyond the blue nie, vanmôre ook. Hierdie gemeente sal vry bly. Ek in my huis sal vry bly. Hoekom? Want ek glo God. Weet nie, waar staan jy nie? Hulle is gevang sonder dat iemand red. Hulle het 'n plundering geword sonder dat iemand sê, gee terug. Ek hoop jy sit in jou hart en jy sê vanmôre gee terug. Ek moet eintlik nou al uitgeskree het, gee terug. Gee terug. Vers 10. Nou sê hy, bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in die huis van die Here wees. En beproef my tog hierin. Die enigste plek waar die Here jou 'n challenge gee. Beproef my. Waarin? In tiendes en in finansies. Sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Jy sien hoe dit werk is. God was by toe Abraham gekom het. En die Abrahamitiese beloftes was 'n stortvloed van seën. En nou sê hy, beproef my. Beproef my. Onthou nou Galasiërs 2:20 sê ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. Die lewe wat ek nou lewe in die vlees lewe ek in die geloof in die seun van God, dat hy sê, beproef my. Of ek nie oor jou die vensters van die hemel, maar onthou nou tel offergawes en tiendes gepraat. Offergawes en tiendes. Volgende week kyk ons bietjie meer na offergawes. Vers 11. Ek sal ook die springkaan van jou afweer. As 'n man in ons gemeente in Port Elizabeth, hy begin hierdie goed glo, en hy het 'n vervoermaatskappy. En ek en hy sit en praat, hy sê, weet jy, ek gaan 10de op my besigheid betaal. Hy sê, ek gaan nie op my wins nie, hy sê, ek gaan op my overhead, alles. En ek en hy sê, wow, jy is op dinne huis nou, boeta. Man is trokke. Die eerste maand betaal hy 10de, maar hy vat hierdie woord, hy sê, Here, U het gesê die springkaan. En hy tipper trokke, hulle ry sand in die baai, hele omgewing, Niemandsdorp, Jeffreys Baai, orals. En een van sy groot uitgawes was bande en remme, in die stad, remme, met daai vrag. Eerste maand, kom ek sê, hoe lyk het met jou? Hy sê, weet jy wat? Ewe skielik hierdie maand, hou my trok se remme. Hy sê, waar ons altyd op die sides ry en daar's staal en goed deur die tyres, hy sê, ewe skielik is daar nie een stuk in 'n tyre hierdie maand. En wat dink jy nou? Hy sê, wat? Ek gaan aan met hierdie. 25 jaar later, wens jy kan die vloot sien waarmee hy en sy seuns nou al werk. 2 seuns, voltyds in sy 3, voltyds in sy besigheid. Waar het begin? In die geloof, in die seun van God. Die krag lê nie in die 10de nie, dis die sleutel, die deur is Jesus. Of jy nou die vrou is wat daai laaste oortjie gee, dis vir haar net so moeilik gewees, of 'n miljonair wat 1 miljoen rand 'n maand moet afstaan. Dit lê nie in die nulle nie. Dit lê in die beginsel en in die verhouding. Ook die wynstok op die land sal vir hulle nie onvrugbaar wees nie. Tot nou toe het jou besigheid soveel gedoen,
Ewe skielik begin hy net beter doen. Selfe kliënte, selfe dit, selfe dat. Ewe skielik is daar net 'n increase, want dis die belofte. Alright, kom ons gaan aan. Vers 14. Julle het gesê dit is te vergeefs om God te dien. En wat baat dit ons om sy verordeninge te onderhou en in rouklere voor die aangesig van die Here van die leerskare te wandel? En nou prys ons hierdie vermeteldes gelukkig wat begin doen het wat God sê. En nou kyk die mense na jou en sê, hier is jou lucky. Nee, ek is nie lucky nie, ek is geseënd. Julle is lucky. Vers 16. Toe het die wat die Here vrees, verhouding het, doen wat hy sê, met mekaar gepraat, hulle het bietjie getuig, en die Here het dit opgemerk, en gehoor, en daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe, vir die wat die Here vrees, en sy naam eer. Jy het dit geleer. Jy met die goed betrokke raak, is daar 'n gedenkboek. En hulle hou boek. Hoe dit begin, hulle was by 'n Sondagoggenddiens en oor die koffie het hulle gesit en skinder en getuig en sê, jy weet jy, hoe gaan dit daar by my? Weet jy, hoe gaan dit daar by my? En toe hulle met mekaar praat, toe kyk die Here, hy luister. En hy sê, mooi praat hulle van my. Kom ek skryf dit in 'n gedenkboek, ek sal dit nooit vergeet nie. Hy sal nooit dit wat jy gedoen het, vergeet. Dit red jou nie, maar hy eer dit. Laaste versie, kan ek nog so 2 minute kry. Nou gaan ek terug na Deuteronomium toe. Want nou het jy konteks, nou luister jy hierso. Deuteronomium 12:11. Dan moet julle na die plek van die Here julle God sal uitverkies om sy naam daar te laat woon. Alles bring wat ek jou beveel. Jou brandoffers, jou slagoffers, jou tiendes, jou offergawes van julle hand en al julle keurgelofte offers wat julle die Here sal beloof. Met ander woorde, selfs in die wet. Die wet is nie vir my 'n sonde nie, die wet is 'n tugmeester sodat ek kan hoor en sien. Sê hy, want dit behoort aan hom, dis syne. As nou nie meer 'n boom waar jy dit kan neersien, kan jy dink, waar gaan 'n arme boom lyk? As almal hier onder 'n boom moet hulle tiende neersit. Nou sê hy, in die jare wat kom, sal ek ander reëlings tref, want ek verander, goed verander. Maar jy sal jou offers in so aan soontoe bring, dit daar neersit, en dan is dit afgehandel. En dan, kyk of ek nie die sluise van die hemel. Verwag vanmôre, dat die springkaan gaan ophou vreet. Verwag vanmôre, want die lewe wat ek nou lewe ek in die geloof. Ek gaan een storieetjie vertel, en dit was nie 'n storieetjie, dit het genuine gebeur. Ek preek hierdie goed en ek leer die mense in Port Elizabeth. En op daai stadium was daai gemeente baie arm. 60% van my gemeentelede was werkloos. Die wat gewerk het in die Livingston Hospitaal gewerk of so ietsie. En ek kry eintlik, ek voel sleg as ek begin toe daaroor praat en so aan. En 4 of 5 van die mense koop in dadelik. En hulle sê, maar ek kan dit nie bekostig nie, maar ek gaan my 10de betaal. En die Here gee my wysheid. En ek sê vir hulle, alright, bring jou 10de, in 'n wit koevert, skryf jou naam op en skryf daar my maand. Dan weet ek dis jou 10de. Ek gaan nie hom oopmaak nie, ek sit hom in die kluis. As jy dan my maand deurleef, en jy het nie genoeg nie, dan kom haal jy jou 10de. Want dan weet ek en jy,
dat God nie by sy woord staan nie. En dan praat ek nooit weer oor 10. Ons het inbetaal. 4, 5 maande. Nou los ek hulle. Volgende maand is daar nog 'n koevert. Hank nie die geld nie, dit lê in die kluis. Want dit is nou tussen jou, dis mos privaat. Tussen jou en die Here, ek is nou maar net die oor. En eendag toe kom ek by een van hulle, ek sê, luister, hoe lyk dit? Hy sê, ek al vergeet, asseblief, maak hy koeverte oop, betaal dit in. Ek sê, is jy seker? Hy sê, ek het nog nie 'n verhoging gekry nie. Hy sê, maar ons eet beter, leef beter. Hy sê, ek bly nog op dieselfde huis, ek ry nog dieselfde kar, maar nou hou die ding net. Nie elke week 'n ander fanbelt en 'n dit en 'n dat. God kan nie lieg nie. Die duiwel sal enige storieetjie bring om jou uit finansiële blessing uit te kry. Dit is, geagte vriende, hoekom in gemeentes 3-5% van die gemeentelede 10de betaal. Dis feite, hoor. Vandag, pastore is te bang om daaroor te praat, want dan gaan hulle mos nou sê, hy is geldgierig. Noem my wat jy wil, ek is al 40 jaar aan hierdie kant van dit. Ek sê vir jou, daar's 'n God in die hemel, wat hierdie goed eerbiedig, wat nie bang is om jou te seën nie. Van daardie 5 persone wat ek nou na verwys het, 25 jaar later, het almal nuwe werke, of besighede, of verhogings. Hulle bly nie meer in dieselfde area nie. Hulle dien nog die Here, en hulle kinders, van hulle kinders is baie bekende name op televisie. Die een se dogter doen internasionaal modeontwerp. Sy seun is nou een van Suid-Afrika se top hekkie-atlete. Geborg geseën, hy het nou Vrydag aand het hy seun, Mondrey, het hy in Poland internasionaal deelgeneem en eerste gekom. Hoekom? Want die Here seën jou en jou kinders en hulle kinders. Nie omdat jy nou dit doen, hierdie is nie gospel casino nie, hoor. God ken jou op 'n myl. Ek gaan nou begin 10de betaal, want my kinders het jou gesien. Kom oor verbondsverhouding. Oh, how I love Jesus. Abraham kom ou maat en hy het 'n reuse oorwinning behaal. Dan sien hy hierdie een man en hy sê, wow, hierdie is die godly ding om te doen, betaal 10de. Jakob, daar was nie 'n wet nie, daar was nie 'n Bybel nie, daar was nie internet nie, hy het nie gegoogel Abraham se sukses nie. Abraham staan op en hy sê, die Here was op hierdie plek. Jakob, die Here was op hierdie plek. Hierdie, ek verklaar hierdie 'n huis van God, en tweedens, as God daar nie is, hier's my 10de. Malagi sê, julle leef in verskriklike toestande, omdat julle my beroof het. Ek het vanmôre met u so bietjie oor 10de gepraat, ek kan die heel dag daaroor praat, ek kan 'n week daaroor praat as jy wil, ek gaan nie. Die keuse berus by jou. Weeg hierdie skrifte op, bel net nou gou jou ander raadgewer. Nou, wat maak ek nou? Hier is die skrif, wat nou? Wat nou? Ek het vanmôre vir jou probeer wys, 10de van alles, verbond eers, verhouding, ontmoet hom, 10de, offers, waar? Jy kies. Sien, as ons nie hierdie goed van 'n kant af vat,
gaan jy volgende week glad nie van hou nie. In die derde week gaan jy nog minder daarvan hou, bly by die huis. En net om het sommer so bietjie op die grond neer te sit. Jy gaan koop nie in Pick n Pay 3 trollies. Groceries. Stapel dit op. Gaan koop beter as wat jy ooit gehad het en hoop iemand sê, hoor jy moenie betaal nie, sluip uit. Daar's beginsels. En of jy nou 'n Kia Picanto koop, en of jy 'n Toyota Land Cruiser top of the range koop, daar's beginsels. Beproef my hierin. Want die God wat vir die mossie sorg, sorg ook vir jou. Ek sit gister daar en kyk, met eens sit daar in die son op die trap, en met eens is daar so ou klein ou voeltjie. Ek het 'n fotootjie van hom geneem, ek het hom probeer intrek, maar hy is so klein. As hy daar afspring, en hy loop op die paving, dan kan ek hom nie sien nie, die gras is te hoog. So ou klein dingetjie. En die volgende oomblik, is daar 'n tortelduif wat hier langs hom sit. En asof, in 'n minuut later, hier loop Adidas in die show in. En ek sit en kyk. Ek sê, weet jy, hoe goed is God? Al 3 van hulle, eet op dieselfde grasperk, dieselfde honde ignoreer hulle, want God is hier. There's a God that cannot fail. Vader, ek bid nou, dat U my onvermoë sal verskoon vanmôre. Ek het probeer 'n boodskap bring. Help U volk, laat hom wat 'n oor het hoor wat die Gees van die Here aan ons as gemeente sê. Here, ek preek nie uit desperaatheid nie. Ek preek vanmôre omdat ons hierdie seën nodig het. Ek het dit nodig in my huis. Ek het U hand nodig altyd deur. Open my gees vanmôre om te kan sê, ja Here, ek hoor. Help hierdie gemeente om in hierdie seisoen 'n gemeente te word wat waarlik sal uitgee in plaas van om te leen. Dis U belofte. En Here, dankie vir Christus, want in U het ons vanmôre aandeel aan daardie boomontmoeting van U en Abraham. Dat dit wees volgens U woord, almal wat dit glo sê amen. Here, seën U. Nou asseblief, as jy wil help in 'n vers of 'n das of 'n ding, ek praat